Ons sluit dan vandag hierdie reeks oor die nuwe lewe af. Ek herhaal dat daar soveel te sê is oor hierdie wonderlike nuwe lewe, dat ek eintlik nooit sal genoeg kan sê nie. Maar ek lees oor die evangelie as die boodskap van bekering in Handelinge 2 vers 37 tot 38. By die aanhoor hiervan is die mense diep getref en het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen, broers? Toe antwoord Petrus hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus. En God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Die boodskap van bekering is die evangelie van Christus aan die mensdom. Handelinge 11 vers 15 tot 18 sien ek dat Petrus sê, skaars het ek begin praat, of die Heilige Gees kom op hulle, dis op die nie-Jode, net soos op ons in die begin. Toe dink ek aan die woorde wat die Here gesê het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word. En hy verwys na hierdie nie-Jode, hy sê, hulle het net soos ons in die Here Jesus Christus geglo, en God het aan hulle ook dieselfde gawe as aan ons gegee. Wie was ek dan om God te probeer verhinder? En dan hierdie boodskap oor die nie-Jode wat ook tot bekering gekom het. Toe die gelowiges dit hoor, was hulle tevrede. Hulle het God geprys en gesê, God het selfs mense wat nie Jode is nie, tot inkeer gebring om aan hulle die lewe te gee. Paulus sê in Handelinge 26 vers 20 hoe hy dit gedoen het. Hy sê, ek het eers vir die mense in Damaskus en Jerusalem en toe deur die hele Judea en daarna vir die heidene nasies gepreek dat hulle tot inkeer moet kom en hulle tot God moet bekeer, en dit moet hulle bewys met die dade wat by die bekering pas. En sy boodskap tref koning Agrippa in Handelinge 26, in die ou vertaling, die 53 vertaling sê Agrippa vir Paulus, jy beweeg my byna om 'n Christen te word. En Paulus sê, ek sowel God wil bid, dat sowel byna as heeltemal, nie u alleen nie, maar ook almal wat my vandag aanhoor, so mag word soos ek is, buiten hierdie boeye. Met ander woorde, 'n bevryding, die boodskap, die evangelie van Christus, is 'n bevryding, 'n bekering, 'n nuwe lewe, 'n oorwinnaarslewe. So sluit ons af. En volgende keer gaan ons met 'n nuwe tema verder. Loop mooi.